Radio Fynbos luisteraars. Nou ja, so tussen die geloei van die wind deur en die reendruppels gee ons vir julle 'n warm hallo sê hier uit ons program, uit ons gesels oor alles en nog wat. Nou ja, soos wat die windjie waai, so sien ons trek almal warmer aan. En hier oorkant my natuurlik sit Veronica op haar pos, baie mooi, netjies, voorbeeldig, as 'n moeder, as 'n ma, as 'n ouma, as iemand wat ek glo jy sommer net 'n koppie koffie by kan gaan sit en drink en soveel net leer van humbleness wat ek by jou sien en net van die lewe. Ek glo jy het baie antwoorde daar in jou mooi hart. En dan gaan ek jou kans gee, jy kan maar môre sê en dan kan jy maar vir Jackie ook voorstel dat hy ook 'n kans kry, die so voor Moedersdag. Ja, dat is nou nie hier Tranendal kry, omdat ons op vergeet nie. Môre luisteraars en van my af, wat 'n voorreg om moeder genoem te kan word. Baie dankie Leonie, jy lyk net so goed vanmôre soos altyd en oor na Jackie. Ja, ek lyk maar gewoonweg. Môre luisteraars. Drie mooi dames in die ateljee vanmôre. Is lekker met hulle te werk. Chantal ons op die lug. Regisseur en klankingenieur. En sy het gevra dat ons net vir die luisteraars sê, sou daar miskien 'n onderbreking kom. Dis nie afhangers wat verkeerd druk nie, dis die wind wat verkeerd waai of die reën. Ons hoop nie dit gebeur nie, ons glo nie dit gaan gebeur nie. En lekker, hoe lieflike Kaapse weer is hierdie nie. Jammer vir julle kampers, maar dit is maar deel van kamp, nee. Ja. Nou ja, die twee dames hier oorkant het gepraat oor Moedersdag. Dis om die draai. Sondag is Moedersdag. En manne, ek hoop julle planne is in plek teen hierdie tyd al. En ek het nou die dag eers die eerste keer dit geweet dat Moedersdag is elke tweede Sondag van Mei maand. So dis nie gekoppel aan 'n datum nie. En ja, hy het nogal 'n lang geskiedenis Moedersdag. En ons gesels, soos julle kan agterkom, ons hamer op Moedersdag vandag, want ons gaan 'n bietjie daaroor gesels. Want moeders is ongelooflik belangrik vir ons. Jy weet, nie net moeders nie, inteendeel alle dames, maar veral moet ons bietjie fokus op Moedersdag en ons moeders van Moedersdag. En ons sê net vooraf, die van julle wat nie dit, ek kan nie sê vier nie, of dit laat verbygaan, dis fyn, dit is julle keuse, maar ek hou daarvan om Moedersdag bietjie te fokus op die moeders. So baie welkom, lang inleiding, en daar is ons nou daar, met die wind en die weer en die oorstromings. Veronica, ek het so vanmôre so ding gestuur waar hulle sê die paaie is maar glibberig, jou nie? Dit veroorsaak, al die water veroorsaak 'n laagie op die paaie, en hulle het spesifiek genoem die N2, en dit laat voertuie float, kan ek nou maar sê. Ja. So wees maar versigtig, mens onderskat die krag van water op 'n pad. So, ons hou almal duim vas, almal is veilig en dan, ons het so gepraat nou net voor ons op die lug gegaan het, ek hou nou aanpraat, maar ek dink, dit is so belangrik hoe dankbaar ons kan wees as jy droog slaap. Dit is so baie lekker. Jy hoor die wind waar, jy hoor alles en jy's veilig. So ons sê dankie daarvoor. Droog en warm. En warm, as jy warm kan kry in jou bedjie of in 'n bed of waar ook al jy slaap. Ja, nee, ons is geseënd. Sy het ons dan liedjie versoeke vanoggend. Ja, ons het nie liedjie versoeke van iemand gekry nie. Ons het Radio Fynbos het gedink. Goed gedink, hopelik. Almal val daarin. Julle het seker gehoor die vooraf lied wat gespeel het. Die gezoem van die bye. Nou ja, daai ou wat daar onder die boom sit en droom waar jy kan werk met jou hande en jou sakke. Hoe lekker klink dit nie? En dan, omdat ons op Moedersdag fokus vandag, het ons gedink ons wil mamma, ek wil 'n vrou hê van Rikus Nels speel. Man, en hy sing so mooi daarvan een of ander meisie se naam wat 'n skaapbout so lekker gaar maak. Okay. Ek ken nie van mamma, ek wil 'n man hê. So nou het ons mamma, ek wil 'n vrou hê. Ja, nee, dis Vrouesdag. En dan natuurlik hierdie is 'n baie diep song dink ek, Ma se song van Dousie. Ons gaan dit speel, ons gaan een speel net voor die bespreking begin oor moeders.
En dan die een na dit, is dit reg is met die regisseur en sy weer thumbs up. Dit is altyd so lekker as ek daai thumbs up sien. Sport. Moet ek maar aangaan met Ja, sport. ja. Ek hou aan praat, man. Ja, maar jy Okay. is van sport. Ons jong bokkies speel hierdie naweek natuurlik nog teen die All Blacks, jong All Blacks. Maar ons het al klaar die toernooi kampioenskap gewen. Hulle kan ons nie meer inhaal met punte op ons leer nie. Hulle het lekker afgereken met Argentinië en met Australië hier in die 50s. Well done manne. Ek is seker, ek is 100% seker, Rassie het gekyk na julle. En al die afrigters en dit, baie dankie vir julle. En dan verder, dis my gunsteling item op 'n atletiekbaan is aflos. Dis net spannend. Natuurlik, ek is kort man atleet. Kan ek jou onderbreek hier, Jackie? Dis 'n verskriklike gespanne ding vir my. Want ek sit die hele tyd in vrees dat een of ander kind of mens daai stokkie gaan laat val, want ek het self aflos. Maar hoor jy, aflos gehardloop, maar ek het daai ding vasgehou. Want kan jy dink as jou spanmaat voor is en jy laat daai stokkie val met die aangee. Dis 'n groot spanningsoomblik daai. Ja, ekskuus tog Leonie, wat lekker is om te sien dat ons twee aflosspanne, natuurlik die 4x400, ek dink daai is uitputtende aflos, maar ons het hom silwer medalje gevat, as ook die 4x100. Nou die 4x100 is my gunsteling, ek raak mal oor daai item. Kan ek gou weer inkom? Ek onthou een atletiek by inkoms. Was die kind so opgewonde, was in ons span gewees. Sy het vergeet om die stokkie oor te gee, toe hardloop sy reg verby daai inwedbal. Voordat ek sal dit nooit vergeet, daai alles van die ander wat staan en wag vir die stokkie en niks gebeur nie. Ja. Nou ja, mense, net so vir interessantheid, ja nee, ons gaan nie regtig weer praat oor brandstofpryse nie. Dit wissel te veel. Hulle het gesê dit gaan oor die R6 op en toe het hulle fout gemaak, nou is dit net hier in die R5 something. Jy weet, dit gaan minder op as wat hulle voorspel het. Ja, ek het nogal interessante praatjies geluister, maar dis nie ons, dis nie waaroor ons gaan praat nie, almal weet dit. En dan dink ek is dit, wil ons dan net noem, van die skole is 2 dae toe, so as jou kind weier om vandag skool toe te gaan, dis nie omdat hy lui is nie, daar is nie skool nie. So bly maar daar so by hom. En dan het ek gisterand 'n ongelooflike interessante praatjie geluister oor AI. Dis net so vinnig. Nou gaan ek daai woord nie mooi kan sê nie. Maar een van die kenners het gesê, ons moet net onthou, AI, almal sien dit as 'n threat, of ek weet nie wat om dit nie. Maar anyway, hulle sê onthou net een ding, AI hallusineer nog baie. Is dit nie mooi gestel nie? Want jy moet, ek weet nie, ons weet dit nou, wat het gebeur, mense is geskort en dit. En dan natuurlik die laaste een van my kant af, jy sê, ek hou nou aan praat. Radio Fynbos is apolities, ons moet dit almal onthou, maar die munisipale verkiesing is die 4 November. Dis maar net ter inligting. Ja, luisteraars, ek het nie geweet dat op Moedersdag moeders al hoe minder mag praat nie, want Leonie vat hy die hele show oor vandag. Hy gaan seker so praat tot na Moedersdag. Hoor jy julle woord gekry, saggies. Ons gun dit vir jou, hoor. Dankie. Ja, jy weet 'n ma is die een wat seker die meeste kan sê met stilte. Ja, ek dink ons het hierdie dingetjie genoem ook daarvan, ons sal nie dit wil, maar dis waar. Ons sal daarby uitkom. Ja. So, hoe lyk dit Veronica? Ons vat so 'n bietjie die humor aan in hierdie koue dag, dat ons die mense so 'n bietjie warm laat lag. Ek dink so, ja. Nou ja, die eerste een is, hoekom laat supermarkte siek mense heel agter in die winkel loop om by die apteek items of by die apteek uit te kom. Maar sigarette is voor in die winkel as jy dit wil koop. En ek dink ons gaan hom nie antwoord. Nee, Elkeen het sy eie antwoord in hierdie opsig. Ja, hierdie is alles tong in die kies. En dan hoekom bestel mense double cheeseburgers en skyfies, maar dan koop hulle die eetkoeldrank. Ook 'n goeie een, né? Ja, miskien maar net om seker reg gewete so Ja, so 'n bietjie van 'n troosie. Ja.
Hoekom maak son ons hare ligter, maar ons velle donker? Ek het nog nooit so daaraan gedink nie. Hoekom kan dames nie mascara aansit met hulle monde toe nie? Ek het vanoggend het ek daarna gekyk. Snaaks genoeg, my mond is nogal toe. Ek dink dit kom met die jare wat jy leer. Maak jou mond toe, jy gaan dit aan jou, dis nie lipstif nie. Ja, ek dink nie dit is 'n algemene iets by almal nie. Manne, maar Sondag as die dames hulle mooi maak vir Moedersdag, kyk bietjie as hulle mascara aansit asseblief. Laat weet ons. Solank jy net nie die mascara aan jou lippe sit en die lipstif aan jou ooghare nie, né? Hoekom krimp skape nie as dit reën nie, maar woltruie doen? Dit was my baie goeie een gewees. Ja. Nou ja, dan die laaste enetjie. Hierdie het is 'n bietjie verkeerd uitgekom. Okay. Hoekom kla maar ekskuus tog ek neem oor luisteraars. Hoekom kla mans oor die koue buite, maar nie oor die koue in die bieryskas nie as jy inloop daar by 'n drankwinkel. Dan sit dit te koud nie. En Ja. die bier is koud, wil ek kla nie oor daar by dit nie. Ja, wel. En dan natuurlik baie dankie Hannes Roubenheimer dat jy vir ons hierdie boodskap gestuur het. En dankie vir al die luisteraars wat so boodskappe stuur. Ons gebruik nogal baie van julle goed. Nou ja, wat sê julle van die volgende Maas? Met die oog op moederskap. Moedersdag. Ons amper dieselfde Ja, ding, is ja. nie? Ja, dit is. Eerskomende Sondag. Ma. 'n baie klein kort woordjie met 'n betekenis te veel om oor te gesels. Ja, dit is nie waar nie. Ja, dit som ma of moeder dink ek goed genoeg op. Ja. Nou Leonie, waar sou jy sê kom die woord moeder vandaan? Wel, ek sien dat julle hierso 'n bietjie gekyk het daarna en navorsing gedoen het dat dit kom van 'n baie ou oertaal, iets wat beteken soos mater. En dit was vir my mooi toe ek daardie woord mater gelees het. Want ek dink dit is wat 'n ma ook is, nê? 'n Ma is nie net 'n ma nie, maar 'n ma moet ook 'n maat wees. Om te kan luister en daar te kan wees. Maar lank voor taal en verduidelikings was daar net 'n eenvoudige ma-klank. 'n Klank van 'n behoefte en 'n iemand wat antwoord. As daardie ma uitgaan, daardie woordjie ma uitgaan, dan is daar iemand wat antwoord. Baie keer het ons seker nie die antwoorde nie, maar ek dink 'n ma gaan baie keer met die antwoorde wat sy wou gee, eerder na die Hemelse Vader toe. So dat elke kind net weet, al kry jy nie die antwoorde nie, jou ma het gepraat met die een wat die antwoorde het. Dis korrek, ja. En ek dink meeste mamas se gebede gaan in elk geval oor hulle kinders. Jy bid, wanneer jy bid is bewaar, kyk na my kinders, my kleinkinders. Daar's soveel Tannie Frida se woorde. Sy sou op die bed altyd by ons gesit het. Ek dink ek het dit nog gedoen. Dan sê sy, my kind, jammer ek het so lank in die kamer gedraai vandag. Sy was my mentor. En dan sou sy gesê, want weet jy, my lysie is lank, ek het baie kinders hoor, en baie kleinkinders. En sy noem hulle per naam op. Ja, sy noem altyd elke een sy naam. Kosbaar. Ja. Nou ja, dan sal daar die ma's ook wees, so kan ons 'n stukkie humor inbring, wat bid, Here, moet my net nie nou die krag gee nie. Want Ja. as ek nou met bonatuurlike krag moet optree, ja, dan gaan die huis 'n bloedbad wees. So dis ook waar, dat mens nou maar die waarheid praat oor 'n ma, nê? 'n Ma is definitief nie die een wat perfek is nie. Ja, sy's nie net iemand wat geboorte gee nie. Dis kan ook iemand wees wat opdaag. Iemand wat daardie spesiale vrou is wat vir 'n kind of kinders 'n kans in die lewe wil bied. In elke meisie, in elke vrou is 'n ma. Want eers gaan jy vir iets sorg. Ja. Of jy nou hierdie klein dogtertjie is wat vir jou 'n huisie gebou het en torre daar binne sit met die blaartjie en die stukkie water, of daardie een wat net 'n siek hondjie of 'n katjie wil gesond maak, daardie ma wat nooit regtig 'n ma kon wees nie, maar wat daardie hinkering
so uitleef. Dis wat ek altyd sê, jy het altyd 'n kans om 'n ma te wees. Ja. Altyd het jy kans om iewers jou arm om 'n kind te sit of om iets of iemand te sit en versorging te gee. Is dit nie net amazing dat 'n ma, en ons gaan later ook oor dit praat, nie net 'n titel is nie. Maar ek dink 'n ma is 'n werkwoord, Veronica. Ja, dit kan 'n werk ook wees in baie opsigte. Jy bly die hele tyd aan die gang en jy het nou gepraat van as jy net 'n diertjie in 'n kassie of 'n ding sit soos 'n gogga-boks of so iets. En dan kyk byvoorbeeld hoe 'n dogtertjie 'n pop kan teen haar vasdruk asof dit 'n regte babietjie is. Ja, en jy sien mos maar baie as hulle pop speel, baie van jou in hulle. Ja. So jy kan maar agterkom as daardie pop daar die groot raas kry, dan is daar mos maar onderwyseressie en daardie kleintjie in. Ek dink elke ma het ook 'n storie van 'n oomblik wat jy nie geweet het wat om te doen of te sê nie, soos wanneer jy jou dogtertjie vang met 'n skêr wanneer sy haar eie hare wil sny en sy kan eintlik nie 'n skêr in haar hand, sy mag eintlik nie 'n skêr. So ou klein goedjies wat elke mamma kan onthou. En papas wat ons sal daaroor praat. Ons dag kom. Ja, maar ja, nee, die ma is eintlik maar die een wat eerste op alles afkom. Dit is nou maar net so. Weet jy, en baie keer as ek van ons man se kant af kan praat, baie keer kan dit gebeur, dat mans onderskat die funksie van 'n ma. Alles wat sy doen in die huis en alles wat sy bymekaar kry, dit is asof dit vanselfsprekend is. Nou ja, die Sondag gaan ons fokus dat dit nie vanselfsprekend is nie. Dat ons julle waardering sal leer. Ek dwaal so 'n bietjie af. Jare terug het ons by 'n plek waar ek gewerk het 'n nuwe kopieermasjien ingekry. En hy kon 5 goed gelyk doen. Ja. En die mense, die bestuurder vra toe, wat noem ons hierdie masjien? En toe sê ek dit moet 'n dame se naam wees, want net 'n vrou kan 5 goed gelyk doen. Ja, en dit sal baie interessant wees as die luisteraars ons bietjie sê, wat noem hulle ma, wat het hulle ma genoem, want dit is nie net altyd ma nie. Soos byvoorbeeld, vir ma Magteld het ek moedertjie liefde genoem. Dit was hoe ek haar aangespreek het. En ons regisseur hier agter ons, sal mense natuurlik as hulle ons raakloop hoor, sy sê vir my, moertjie. En ja, en so het elkeen net daardie naam, moeder, mamma, moeks, mammie, wat 'n spesiale wese. So ons gaan nie van vra waar kom nou naam vandaan nie, nee, is liewer nie. Nee, kom op. Is sy 'n mic of is sy nie? Nee, kan jy ons sê of is dit Ek weet nie. Ek dink net sy wil iets sê wat niemand nog ooit gesê het nie. Maar dan het ek geweet, yes, Chantay is op my keus, sy is daar, sy is met my. Maar dis mooi, ek is baie lief, ek is lief vir daardie woord, dit is 'n spesiale woord. So, wat doen ons, Veronica, as ons slaap? Wat doen ons as ons slaap? Ja. Waar is jy nou? Jy ben nou hier gevang vir Een oog slaap. Oor die een... Ek is nog nie by hom nie. Nee, ek dink jy gaan moet aangaan dat ek is bykom. Ek het in vervoering geraak. Ons kan met een oog slaap en met die ander oog kyk. Wie steel die koekies? En terselfdertyd kan ons luister of iemand nog seer gekry en of daar iemand rondrol in die bed. Ekskuus tog, ek interrupt nou hierso. Ons regisseur is reg om die eerste liedjie te speel, luisteraars. Dis natuurlik Rikus Nelson. Dankie, Chantay. Sy luisteraars. Hoe lekker is dit? Ek kan nie wag om dit te sê nie. Mense sê altyd tone rou. Hoe dit geklink vir julle. Pragtige 2 songs, né? So welkom terug. Dit was Dousie natuurlik, 'n song vir my ma. Ja, dis diep woorde wat hy sing en Rikus Nelson song weer is vir my weer insiggewend, die een dame met die naam, ek weet nie wat 'n naam nie, wat die skaapbout gereg haar maak. Veronica, right, ekskuus tog, ek het 'n goue boodskap gekry, 2 boodskappe, Hannes Rouwenheimer
wil hê ons sal hom net noem daar in die Springbok, junior Springbok span is 'n Stilbaaier ook. Ek kan nou nie sy van onthou nie, anders plastuur dit vir my. En dan sê hy ook, goeie raad is as die vrouens met oop monde mascara aansit, moet die mans maar hulle monde hou, toehou. Dankie Hannes, ons waardeer jou boodskappe. Luisteraars, ons is terug by Moedersdag wat eerskomende Sondag gevier word. En ja, ons kan net sê, 'n ma is ook net 'n mens en kan ook flaters maak. Soos byvoorbeeld, mamma roep vir Sunny, maar eintlik bedoel sy Jannie. En dan kry Sunny raas omdat sy haar nie gehoor het nie. Flater wat 'n mamma gemaak het. Nog 'n flater wat 'n ma kan maak. En dis nogal algemeen en 'n groot een is, sy dink sy doen nie genoeg nie. Ja. Dit is, en mamma wil altyd ekstra doen, meer doen. Partykeer raak die kinders geïrriteerd as 'n mens te wil wees, né? Maar hulle sal ook eendag mammas word. Ma's dra meer as wat hulle wys. Hulle gee liefde, al is hulle moeg. Hulle hou aan, selfs wanneer niemand dit sien nie. 'n Ma is dikwels die gom wat almal by mekaar hou of probeer by mekaar hou. Nou, die kos brand soms en spoordag word dalk gemis. Dinge en name hardloop deur mekaar, maar liefde, dit word nooit verkeerd gedoen nie. Ma's maak nie flaters nie, maar as hulle sou, dan is hierdie dalk een. Die mamma raak kwaad, maak daai ernstige ma-gesig, gee die straf en 5 minute later staan jy by jou kind se kamerdeur en vra, is jy alright? Wie is nou eintlik gestraf? Want dis maar 'n ma, selfs wanneer sy jou reg help, breek haar hart sommer 'n klein bietjie saam. Ja, en dis waar enige, ek dink ook nie net ma's nie, ek dink pa's ook, as jy kind tigtig, is dit nie lekker nie, maar jy moet dit doen, en jy worry altyd, jy weet, jy moet ook nie gaan versag somme nie. Nee, Ja. En dan, nog 'n boodskap, ekskuus tog julle, van Freddie Oosthuizen, waar hy sê, ek weet nou nie watter song nie, Freddie, maar hy sê, nou het julle my dag gemaak met daai song wat speel. So ons is bly, ons luisteraars stuur vir ons boodskappe, baie dankie julle. Gelukkige Moedersdag aan elke ma, biologies, aangeneem, bonusma's en die wat net die rol van ma wees geniet en almal met oop arms wil troos. Net 'n ma kan sê, ek is nie kwaad nie en almal weer is alleen. Jy weet jy is 'n ma as jy 'n hele gesprek kan voer met net jou oë. Nou nie, dis die een wat ons net van gepraat het, hy kyk wat jy gee. Waarheid. En dan kan jy nog die volgende woorde onthou. Dit gebeur dalk vandag nog. Daai legendariese dreigement, wag tot jou pa vanaand tuis kom. En skielik is die huis doodstil. Dieselfde kind wat sekondes terug nog op die bank gespring het soos 'n Olimpiese atleet, sit nou regop soos 'n engeltjie met 'n storieboek op die skoot of al sy skooltasse rondom hom of haar uitgepak. Ernstig besig. Botter kan nie in daai mondjie smelt nie, stroopsoet. Maar teen die tyd wat pa by die huis kom, het ma al klaar die hele storie 17 keer in haar kop gespeel. Haarself bietjie kalmeer en besluit. Ag wat, dit was tog nie so erg nie. Dis teen die tyd dat pa thuis kom en vra hoe die dag was, antwoord die ma. Ag, niks ernstig nie, weet jy, die kinders was eintlik baie soet vandag gewees. Dis dan wanneer daai kind so skuins loer, met daai klein oorwinningsglimlag. Dankie ma, ek leef nog. Wie het nou die dag vir ons vertel, sy het haar kinders geleer, julle moenie net 'n pak kom vat as ek julle 'n pak gee nie. Julle moet dat ek werk afhoor, julle moet weghardloop. Ek het so gelag van dit. Jy laat nie net sommer aan jou slaan nie. Nou ja, jou nie, maar dinge het verander. Ja, nee, dinge het verander. Dit is dan nou 'n reply wat terugkom. Dissipline het 'n groepgesprek geword.
en deelnemers wat in die chat is. Ja. 2 blou tikke regmerkies op die selfoon. Die boodskap is nie net gelees nie, dit word ook geoordeel. En voor 'n pa by die huis instap, is die saak al ten minste half of heeltemal afgehandel. Welkom in 2026, waar kinders vinniger verduidelik as wat die ma kan kla. Nou, gelukkige Moedersdag aan elke ma, biologies, aangeneem, bonusma's, ek dink ek het dit herhaal, en die wat net die rol van ma wees geniet, en almal met arms wil troos. Weet jy, dis vir my, ons het al daaroor gepraat oor Radio Fynbos, dis vir my so 'n mooi naam, in steede van die stiefma, hierdie bonusma. Ja, Dis regtig, dit voel sagter en dit voel sommer lekker. dis reg, so as poestertjie, as poestertjie het 'n bonusma gehad, nie 'n stiefma. Die wat die storie onthou. Ons moet die storie so vertel van die vervolg. Ja, Aan elke mamma met 'n sagte hart en 'n sterk stem. En dan ons dink ook aan almal wie nog net mooi herinneringe van hulle moeders het. Ja, en is snaaks genoeg as jy so dink aan jou ma, die herinneringe, dink jy altyd aan die goeie goed van jou ma. Jy onthou so nou en dan daai kombuis vaddoek wat nat is wat jou getref het, maar dit was sulke goeie mense, die jou ouers, en jy waardeer dit nou, want het jou baie geleer. Ja. So ja, maas, dis Sondag julle tyd. Nou gaan jou nu ons verduidelik hoe werk maas. ja, dit is baie interessant wat wetenskap dan agtergekom het in die woord microchimerism, wat beteken in wetenskap dat jou ma altyd by jou sal wees. So dis 'n klein deeltjie van die fetus se selletjies wat ontwikkel, wat dan in die mamma se bloedstroom beland, deur die plasenta gaan. En dit beland dan in die ma se bloed, tot in haar hart, tot in haar brein en tot in haar vel. Genigtig. En dit bly baie lank. Dit kan selfs lewenslank kan dit bly in die moeder se liggaam. En so gaan hierdie selletjies in die baba ook wat ontwikkel word 'n leeftyd. Dit is eintlik van die mamma af na die baba toe, van die fetus af na die mamma toe, wat hierdie omruiling dan nou plaasvind. So dit verduidelik baie keer hoekom 'n ma daar duisende kilometer van hulle kind kan aanwees en 'n hartseer ervaar. En dan is dit jou kind wat daardie hartseer beleef. Of jy kan net, hulle noem dit intuïsie, en dit is nie regtig dit eintlik wat dit is nie. Dit is 'n absolute wetenskaplike feit, en dat hierdie ook kan bydra dat jou immuniteitstelsel dan versterk word. So dit is nie net 'n storie nie, dit is nie net 'n mooi gediggie nie, dit is regtig sodat ons 'n deel bly van die storie van ons kinders se lewens. Ja, en dan dink ek op hierdie plek, moet ek ook net noem, dat daar ook in tronke, in Moedersdag, baie meer kaartjies uitgestuur word, as enigsins. En dan kry jy ook die ander kant, die meer ernstige kant van my kant af, baie luisteraars wat seer gekry het deur maas. En dan is dit net iets wat ons altyd moet onthou, daar bestaan iets soos vergifnis. En jy hoef nie dit wat met jou gebeur het, van jou ma of jou pa, in jou saam te dra, emosioneel nie. Dis nie nodig nie, jy kan daardie keuse maak. En dan kan jy lag oor die mooi wat agtergebly het. En jy hoef nie altyd saam met jou te trek, dit wat negatief was nie. Baie mense staan partykeer voor my, Jackie en Veronica, dan sê hulle, maar my ma en my pa het my so gemaak. En dan haal ek die Bybel aan en sê ek, nee. Daar staan baie duidelik nog voordat jy in moederskoot was jy al gevorm. Jou ma was maar net die vehikel, kan jy sê, wat jou gedra het. Daar het miskien baie dinge in haar lewe gebeur, in die pa se lewe, wat daardie vehikel miskien stikkend is, paar bande gehad het, geroes het, uit mekaar uitgeval het. Nie alle ma's is Mercedes-Benze of
pa's Ferraris nie, maar op die einde van die dag is die een wie ons gemaak het volmaak en hy het vir jou volmaak gemaak en miskien moet ons bietjie meer daarby stil staan en net regtig besef hoe uniek ons is. Dit waar. Baie goeie verduideliking, ja. Gaan Dankie Leo nie. Gaan Ja. ek die laaste stukkie mee aansluit of Ja. ek gaan dit lees. Ek kon nie Afrikaans draai na hierdie ene nie, so dit is in Engels, maar ek dink baie van ons luisteraars is ook Engels. Ja, wat? Of En meeste verstaan Engels. Natuurlijk. Being a mother is not just about sharing the same blood, but finding a home in each other's hearts. A person's roots aren't when they were born, where they were born, but where they find love. Blood connections are formed by change, but love in the fruit of choices, devotion and loyalty. Some people may share the same mother and be raised under one roof, yet remain strangers to one another. There are those people whose paths cross unexpectedly, forming bonds stronger than blood, regardless of their past or origin, because their hearts truly connect. Calling someone family isn't determined by the blood in your veins, but by the love you share. The rest doesn't matter much. Ek dink, as ek hier net kan sê, vir elke mamma wat op 'n stadium in sy lewe 'n kind moes afstaan aan iemand anders, besef nie wat 'n voorreg hulle ander mense aangedoen het nie. So almal wat dalk 'n kindjie afgestaan het vir een of ander rede en daai kind gegee het aan iemand wat nie self 'n kind kon hê nie. Cheers. Baie dankie. Ja, en dis hoekom daar Moedersdag is, Leo nie? Absoluut. En van my kant af, as jy in 'n omgewing is van Albertinia, is ek 10 uur op Moedersdag bring ek die boodskap en die tema gaan dan wees die stil geloof van 'n ma. So ek sien baie uit om daardie boodskap te bring en aan julle almal wat nog saam met julle ma's kan lag, lag. Dis reg. Gryp haar en doen sommer 'n simpel ding met haar. En gee drukkie, né? Ja, en sommer 'n dansie, 'n draai, daar waar sy ernstig is voor die stoof om kos te maak. Of mascara aansit, Leo nie? Mascara aansit, ja. Hoekom dan nou nie? En as sy nie self meer mascara kan aansit nie, weet jy wat, gaan doen dit vir haar. Want 'n ma bly altyd mooi, want sy is mooi gemaak. En dankie vir die pappas wat die mammas respekteer en bederf op Moedersdag. Ja, alle mans, julle weet, dit is baie ongelooflike sterk standpunt by Radio Fynbos. Respekteer die dames, respekteer die wat nie sterk is nie. Ons is nie daar om vrouens af te skeep nie. breek. Ja, nee. En dit kan met die tong ook gebeur. Weet jy, ons praat so mooi, Veronica het nou so mooi Engelse stuk gelees hierso. En ek is nie goed in Engels nie. Nou sit en dink ek, hoe kan ek dit sê? En hoe ek dit in Engels gaan sê, weet jy, ek kry op my arm sommer chicken flesh. Chicken flesh. So as jy net die chicken box kry nie, dis dit reg. Luisteraars, baie dankie dat julle ingeskakel het. Dankie vir julle boodskappe. Dankie vir Chantay, Leonie en Veronica. Dit was lekker om met die moeders te gesels en met die kind se of die moeder se kind wat ons begelei hierso. Dit wil gedoen wees. Mooi loop almal. Ons gesels oor alles en nog wat. Saam met Jackie Woensdae om 11:00. Ons praat oor als jy kan nie mis. Elke Woensdag 11:00 skerp, Leonie en Jackie met ons klank.